Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, lewende woord. Goeiedag. Prof Kiening het dan gister gekyk na dele van die Ou Testament wat in die Nuwe aangehaal word. Dit is interessant om in hierdie verband ook te kyk na dele van die Ou Testament wat nie na vore kom in die Nuwe Testament nie. In die meeste gevalle is dit dinge wat die vroeë Christene nie baie ernstig opgeneem het nie. Die sogenaamde heilige oorloë, dit kom nie na vore nie. Natuurlik is daar wel van verwoestings sprake in die boek Openbaring, maar dan in 'n apokaliptiese idioom, wat eintlik iets anders is. Die honderde wette van veral Levitikus, trouwens veral in Hebreërs, kry ons die indruk dat hulle eenvoudig saam met die tempeldiens agtergelaat is. Rykdom as seun van God vir sy getroue kinders, dit kom eers weer na vore op die nuwe aarde. In die Ou Testament was die gelowiges ryk, omdat hulle die Here gedien het. In die Nuwe Testament word die gelowiges vervolg en ly hulle omdat hulle die Here dien. Op die nuwe aarde in God se hemelse heerlikheid kry ons eers weer die luksheid en dan in oorvloed. Die beelde vir die heerlikheid op die nuwe aarde in Openbaring 21:22 is oorweldigend vir die tyd waarin die boek geskryf is. Goue strate en parelpoorte. Wat beteken dit vir ons Bybel lees? Dat dit interessant en leersaam is om die hele Ou Testament deur te lees, maar dat dit nie te vreeslik belangrik is nie. Die vroeë Christene het ons geleer dat daar dele is wat uitstaan bo die res. Om 'n beeld te gebruik. Die Bybel is nie soos die Vrystaat nie, maar soos KwaZulu-Natal. Daar is hoë en lae dele, plekke, pieke en dale. En op die ouend lyk dit my self nie 'n slegte beginsel nie, om regtig aan die 4 boeke wat vir die Nuwe Testament uitgestaan het, Psalms, Jesaja, Genesis en Exodus, besondere aandag te gee. Wat is dan regtig die verhouding tussen die Ou Testament en die Nuwe? Daar is 'n hele paar tradisionele voorstelle. Profeseë en vervulling. Die Ou Testament is die profeseë of beloftes en die Nuwe Testament die vervulling. Wet en evangelie. Die Ou Testament is die wet, maar die Nuwe die evangelie. Toorn en liefde. Die Ou Testament gaan dit om die toorn of oordeel van God en in die Nuwe om sy liefde. Dit is allemaal verhoudings wat 'n klein stukkie waarheid beet het, maar 'n bietjie eensaidig is. Natuurlik is daar profeseë in die Ou Testament, maar daar is oneindig meer as net profeseë. En natuurlik is daar in die Nuwe Testament vervulling van profeseë, veral in Jesus se lewe. Maar daar is briewe oor hoe ons die evangelie moet verstaan, en evangelies oor wat Jesus gesê en gedoen het, wat nie noodwendig vervullings van profeseë is nie, om maar net 'n paar dinge te noem. Môre kyk ons verder hierna. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, help vir ons om U hele woord te verstaan, te lees, te bestudeer, maar dit wat vir ons lei om U seun beter te ken, om hom gehoorsaam te wees, om dit die belangrikste vir ons te maak. In Jesus se naam. Amen.